wie sy kruis nie opneem nie, en agter my volg nie, is nie waardig om my disipel te wees nie. En wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Vriende, hoeveel ouers het die evangelie gaan verraai ter wille van 'n rebelse kind, wat weier om tot bekering te kom, en pa en ma wil forceer om my te aanvaar, en uiteindelik het ek die evangelie in die asblik gaan gooi. My kind laat my kies tussen hom en Christus. Hoeveel kinders het ter wille van 'n pa wat 'n ongelowige is, sy siel gaan verkoop, want hy soek iets by sy pa en hy's bereid om die evangelieprys te gee. Hy sal ander vrede smee en Christus verraai. Here Jesus het gekom om nie aardse vrede te bring nie. Daar's nie vrede sonder die bloed van Christus en die duur prys wat hy betaal het vir elkeen, ja, elke een moordenaars wat na hom toe sal kom, sal gered word. Maar kom na die kruis. Dis die vrede. Dis die ware vrede van God. Daai vrede wat Rosaria Butterfield gesien het in daai dom nie, wat sy nie het nie, daai vrede wat niemand van jou sal wegvat nie. Ons skriflesing is uit Efesiërs hoofstuk 4 en ek gaan uit die ou vertaling lees. Die 1933 vertaling gaan ek uitlees. Hoofstuk 4, ons gaan lees, ek gaan vanaf vers 1 lees, net om die konteks te gee, vers 1 tot 6, en dan die tweede deel, wat in die tweede deel van die preek gaan wees, is Efesiërs 5, vers 6 tot 16. Die tema van die preek is die opdrag tot eenheid in Christus. Eenheid, ware gelowiges reg deur die wêreld, een in Christus, maar ook eenheid, nie soos die wêreld nie, eenheid in die liefde en die waarheid van die evangelie. Daai twee is met mekaar getroud. Jy kan hulle nie uit mekaar haal nie. Kom ons begin, Efesiërs hoofstuk 4 en ek gaan lees vanaf vers 1 tot 6. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam. Dit is een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Daar's een Here, daar is een geloof, daar is een doop, en daar is een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. En dan hoofstuk 5, laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word geopenbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê God, ontwaak
jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyses nie, maar as wyse mense. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Tot sover. Vriende, ons begin by hoofstuk 4, en ek wil vir jou vra, as Paulus praat oor kerkeenheid, mekaar vashou, eenheid in die geloof, het Paulus in gedagte gehad, eenheid met hulle wat Christus se uniekheid ontken. Die eenheid waarvan Paulus hier praat, was nie die eenheid van die wêreld nie. Dis die eenheid onder ware gelowiges. Ek wil graag in hoofstuk 4, die sambreel is eenheid. Die eenheid wat die Heilige Gees bewerk deur alle eeue onder ware gelowiges. En dis die sambreel vir die eerste deel van die preek. Die eenheid wat die Heilige Gees bewaar en bewerk en waarin Christene deel is. En onder daai sambreel wil ek graag met ons 3 van hierdie verse wil ek net so bietjie uitlig om vir ons bietjie dieper te vat in hoe lyk daai eenheid wat Paulus nou net beskryf het. Hoe lyk die liefde in daai eenheid? Hoe lyk die vrede in daai eenheid? Hoe lyk die wandel met mekaar in daardie eenheid? Paulus sê, as julle saam met my wil kyk, 4 vers 1, kom ons gaan nou 3 van hierdie segmente wil ek met jou deel. Eenheid, die sambreel, en onder hierdie sambreel, kyk wat sê Paulus in vers 1, hy sê vir die gemeente, ook vir ons, Antipas hier vandag, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene, dit 'n voetnota, hy's 'n gevangene, en hy praat van kerkeenheid. Hy skryf uit die tronk uit, hy's 'n tronkvoël, en hy sê net gou, kerkeenheid, laat julle net weet, terwyl ek vir julle skryf, ek is 'n gevangene ter wille van die evangelie. Hy sê, hy's 'n gevangene, in 4 vers 1, hy sê ook in 6 vers 20, sê hy is 'n gesant, in kettinge, die vervolgde kerk, vriende, kerkeenheid, in boeie, terwyl hy hier skrywe, van die eenheid in Christus, sit hy met boeie aan, terwyl hy vir ons skryf. En dan sê hy, ek is gevangene vir die Here, en dan sê hy vir julle, hy gee vir hulle 'n opdrag in hierdie eenheid, en hy sê, wat is die eerste opdrag wat hy gee? Hy sê, wandel, waardig hierdie roeping, wandel. Paulus gebruik die woordjie wandel, reg deur Efesiërs. Wandel is nie 'n Comrades of 'n Springbok wat, daai spies gister, daai ouetjie wat eerste prys gewen het, dit is nie een gooi nie. Dis nie 'n 100 meter hardloop nie. Wandel is van nou af tot die dag wat jy sterf. Dis 'n Comrades wat nie 'n eindpaal het nie. Wandel in hierdie eenheid. Dis die Griekse woordjie peripateo. En dit beteken jy's op 'n lang pad. Hierdie eenheid wat ons met mekaar het, is nie 'n kort, dis nie gou-gou nie. Dis nie net gou-gou 'n uurtjie by die kerk, dis week vir week vir week. Ons gaan as gemeente in eenheid met mekaar die pad loop. In Engels, dis nie 'n quick fix gou-gou nie. Gaan kry gou-gou 'n cappuccino en dan se klaar. Hierdie is wandel met mekaar as gemeente. Kry jy die prentjie, wat is wandel? Deur dik en dun gaan ons met mekaar die pad wandel. Hoor wat sê Paulus oor wandel in hoofstuk 2,
hoofstuk 2 vers 1 tot 3. Hoorie, ek gaan dit nou 'n bietjie verder hierdie wandel vir jou probeer volmaak met wat Paulus daarvan sê. Efesiërs 2 vers 1 tot 3. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur julle sondes, deur julle misdade, waarin julle tevore gewandel het. Sien julle nou, hier's nou 2 wandels. Die broeder wat belydenis gedoen het vandag, hy moet 'n getuienis hê van hoe dit was om te wandel met die wêreld, en nou wandel ek met Christus. En as jy gewandel het met die wêreld, dan was dit jou DNA, dit was jou leefstyl, dis hoe jy geleef het, dis hoe jy gedink het. Julle het tevore so gewandel, sê Paulus in 2 vers 1 tot 2. Hoor jy by vers 10, Efesiërs 2 vers 10, weer wandel. Hier's nou 'n ander wandel, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons doen goeie werke nie om gered te word nie. Die Here het ons gered in sy genade, ons lewe, ons wandel in goeie werke as vrug op ons bekering. Ons wandel nou daar in 2 vers 10. En dan 4 vers 1 wat ons nou gelees het, waar hy hulle vermaan. Vriende, hy sê nie vir hulle hier, as jy lus voel, so nou en dan so bietjie met mekaar wandel. Jy kan so 3 van die Bybelstudies per maand skiep. Wees net daarom so eenmal 'n maand dat hulle net sien jy's nog okay. Nee, hy gee hulle 'n opdrag, wandel met mekaar. En ek vir jou hoeveel stories vertel van vriende, my ouderdom, wat ophou wandel het by die Bybelstudie, wat dit al hoe meer begin skiep het, en uiteindelik het hulle vrouens gelos. Wandel in jou gemeente. Sit af jou foon. Sit af Instagram as dit Bybelstudie is. Wandel in jou gemeente, soos die Here Jesus vir jou sê, soos Paulus hier vir jou 'n opdrag gee. Jy is gedoop, jy het belydenis van geloof gedoen, jy het 'n getuienis gedoen, maar jy wil nie meer wandel in jou Bybelstudies by die byeenkomste nie. Wandel in die gemeente soos die Here wil. Nog 2 wandels wat Paulus vir ons gee, hoofstuk 5 vers 1 en 2. Kyk saam met my, wat sê hy daar? Vers 1, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. 5 vers 15. 5 vers 15. Opdrag, pas dan op dat julle nougeset wandel. Hoe wandel jy met wysheid, my broer? Jy bly onder die gesag van julle ouderlinge. Dis hoe ons dit doen in die kerk van die Here Jesus. Dis wat Paulus vir hierdie gemeente sê in Efese, wandel soos die Here Jesus wil hê jy moet doen, in eenheid. Moenie die eenheid verbreek in die kerk nie. Dit is wat Paulus onder hierdie sambreel van eenheid in Christus, die eerste blokkie nou hier is wandel saam in die geloof. Tweede, kyk saam met my, wat is die tweede blokkie in hierdie deel oor die eenheid wat die Gees bewerk? En dit is die liefde. Liefde. Vriende, is dit die liefde van die wêreld? Is dit die liefde van 'n kerk wat nie baie ver van hier af nie, 'n paar jaar terug, aktiviste gehad het met hempies wat sê liefde is liefde? Is dit die liefde van Christus? Liefde, hoe ek daaroor voel, my intuïsie, hoe ek voel, is dit 'n romantiese gevoelietjie? Gaan nie baie lank hou nie. Wat sê Paulus van hierdie liefde? Hy sê in 4 vers 2, lees saam met my in jou Bybel, 4 vers 2, terwyl julle moet nederig wees, sagmoedig wees, lankmoedig wees. Tussen hierdie is die vrug van die Gees, nê?
die vrug van die Gees in jou lewe, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Vriende, kom ons stop net vir 'n oomblik gou hier. Mag ek met jou praat? Jy ken die Here, jy lees jou Bybel, jy's by die Bybelstudies, maar daar's 'n paar mense wat jou die hele tyd altyd frustreer. Die Here Jesus vra vir jou om in liefde hulle te verdra. Julle albei ken die Here. Verdra mekaar in liefde, soos die Here jou ook uit genade alleen gered het. Verdra mekaar. Wees nederig, verdra mekaar in liefde. Kom ons kyk, hier's 'n paar belangrike stukkies van hierdie liefde. Hoe lyk hierdie liefde? Dis nie die goedkoop spookasem liefde van die wêreld. Daar's 'n paar woorde vir liefde. Julle ken dit, ek glo Frans sou dit al met julle deurgegaan het. Verskillende woorde vir liefde in die Nuwe Testament. Daar is phileo liefde. Dit is rugby liefde. Ons kyk saam rugby en braai. Liefde, hy is my vriend, is lekker. Ons geniet mekaar se geselskap. Phileo liefde. Dan kry jy eros liefde, romantiese liefde, passievolle liefde in die huwelik. En dan kry jy agape liefde. Agape liefde, daai Griekse woord agape, moes jy al gehoor het, is 'n woordjie wat in die eerste eeu sien ons hom net in die Nuwe Testament wat hy gebruik word. Jy kry hom nie in die antieke wêreld gebruik deur die filosowe of deur die kultuur nie. Hulle ken nie daai woord nie. Daai woordjie word in die Nuwe Testament gebruik. Kan ek saam met jou kyk na hoe Paulus hier daai woordjie agape verduidelik en uitpak? Die eenheid van daai liefdeswoordjie. Kom ons kyk. Hy sê in 4 vers 2, mekaar verdra in liefde. Dan sê hy in hoofstuk 1 vers 7, gee hy nou inhoud aan, wat is die inhoud van daardie liefde? Die inhoud van daardie woordjie agape, die bestanddele binne in daardie, die resep vir daardie koek, is hierdie. In hom, die Here Jesus het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade en ons sondes. Vriende, Christus het sy lewe gegee aan die kruis vir hulle wat dit nie verdien nie. Dit is agape liefde. Volgende stukkie, 1 vers 13, kyk by vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van die redding ontvang het, hierdie redding wat ons ontvang het, dit is daai gebore uit daai liefde van God wat hy vir ons gehad het, toe Jesus vir ons sterf. Dis die inhoud van hierdie liefde, wat Paulus vir ons vra om in te wandel, om in te lewe. Volgende stukkie, 2 vers 4 en 5. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, toe ons dood was, met ons misdade het hy ons lewendig gemaak, uit die dood uit, in sonde, onder God se oordeel het Christus gekom, ons sondes gedra, in ons plek wat ons verdien het, en God het ons uit die dood uit geestelik laat opstaan uit die dood. Dis agape liefde. 2 vers 4 en 5. Volgende een, 3. Blaai saam met my in jou Bybel, 3 vers 17 tot 19. So 'n klomp verse vandag, maar ek wil graag dat ons hoor wat Paulus sê, dat ons dieper gaan in hoe hy dit beskryf, hoe hy dit definieer. Hoor hierdie woorde, 3 vers 17 tot 19. Sodat deur die geloof in julle harte die Here kan woon, dat julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Julle is geliefd, julle is gebou op hierdie liefde, julle is gewortel daarin, en hy bid, hierdie is 'n gebed, dat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus sal ken. My broer en suster, kan ek jou vra, wanneer jou lewe in mekaar stort,
krisisse met kinders, kleinkinders, familie, kan ek jou vra om by hierdie liefde van Christus hoop te gaan kry? God het in Christus aan die kruis kom sterwe. Die diepte, die onmenslike diepte van God wat besluit om mens te word en om te sterf soos 'n misdadiger aan 'n kruis, dit is liefde. Daar is hoop. Ook vir jou gesin. Laaste stukkie oor liefde, 5. Vers 25. Ek wil nou met die manne praat van Antipas. Vrouens, maak toe julle Bybels. Ek wil vra dat net die manne hulle Bybel hier oopmaak. Al die vrouens se Bybels toe, almal. OK. Al die ooms, al die manne, al die jong manne, is julle daar? Efesiërs 5 vers 25. Manne, julle moet julle eie vrouens lief hê. Wanneer ek so voel. Wanneer sy vir my gee wat ek wil hê. Wanneer sy onderdanig is soos ek wil hê sy moet wees. Manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor opgegee het. Die liefde van Christus is nie die liefde van die wêreld nie. Dit is nie goedkoop liefde nie. Dis duur liefde wat jou lewe kos. Die eenheid van Christus, die eenheid wat die Gees bewerk, ons wandel in daardie eenheid en ons leef in hierdie liefde, hierdie duur, kosbare liefde. En dan die derde stukkie gaan oor hierdie band van vrede. Daar is vrede tussen jou en God. En as jy Christus ken jy daai vrede? Ek het al van ateïste gehoor wat, kom ek vertel die voorbeeld van 'n ateïs, wat daai vrede in die oë van mense gesien het. 'n beroemde vroue ateïs, 'n lesbien professor in Amerika, Rosaria Butterfield, ons maak programme oor van haar werk. Sy het tot bekering gekom. Sy het geskryf aan die queer LGBTQ curriculum vir daai universiteit. Sy was die pionier, sy was getroud met haar lesbiese partner. Sy het studente van Hong Kong en oor die wêreld gehad wat doktorsgrade by haar kom doen. Sy was gemaklik in haarself. Sy het geglo, sy maak die wêreld 'n beter plek. Sy het dit werklik geglo. En sy is besig met haar tweede boek by universiteit, waar sy nou 'n navorsingsprojek het, en sy stuur al die vraelyste uit, en dit kom terug 'n hele pak, en een van hierdie briewe lees sy, en sy gaan gooi hom dadelik in die asblik. Dit was 'n konservatiewe, presbyteriaanse dominee waar hulle net psalms sing in daai kerk. Maar sy gooi hom in die asblik, en dit plaar, en die volgende dag gaan haal sy dit uit die asblik, en sy sit hom en sy sê, ek moet by hulle 'n draai gaan maak. Daar was iets anders aan hierdie brief. Sy eet by hulle, en terwyl hulle klaarmaak vir die ete, bid die dominee, en Rosaria kyk in hulle oë en sien, hulle het iets wat ek nie het nie. Daar's iets wat hulle het wat my pla, want ek het alles wat ek begeer, wat ek gedink het is reg. En uiteindelik lees sy die Bybel 7 keer deur, sy kom tot bekering, haar partner het haar gelos, al wat sy oorgehad het van alles was haar kat. En sy is uiteindelik getroud met 'n presbyteriaanse dominee, en sy homeschool kinders, en sy skrywe 5 boeke vir mammas en dogters. En daai laaste boek tussen hakies het ons nou in Afrikaans beskikbaar, waar sy vertel van hierdie vrede wat sy gesien het, wat sy nie het nie, die vrede wat net Christus vir jou kan gee. Hoor van hierdie vrede.
Kyk saam met my 4 vers 3. Paulus gebruik opdragte en as hy sê julle moet baie ernstig wees oor 'n ding, dan moet ons baie ernstig daaroor wees. Hy het nou hier hulle eerstens vermaan om te wandel, om saam te wandel. Hy het gepraat van julle moet mekaar verdra in die liefde en nou sê hy julle moet baie ernstig strewe vir eenheid van die Gees, wat die Gees bewaar deur die band van vrede. Vriende, daai vrede wat Rosaria Butterfield ontdek het, daardie vrede. Hoe werk daai vrede? Efesiërs 2 soorte vrede, die persoonlike vrede. Ek het tot bekering gekom. Tussen my en God, vrede, en dan van hoofstuk 2 af verder, vrede tussen ons en almal. Al die ander, die skansmuur, is afgebreek met Christus se kruis. Kom ons lees net 'n paar daarvan. Baie belangrik, 2 vers 14 tot 19 gaan wees die vrede wat ons nou kom by die muur wat afgebreek is, baie belangrik. Maar jou persoonlike vrede, 1 vers 7, blaai saam met my, 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade. Vriende, daar kom jou vrede. Ons gaan nou kom in die tweede deel by die dinge wat jou buite die koninkryk van God gaan stel. Ons gaan nou daarby kom. Jy gaan hierdie vrede nie ken as jy volgens die wêreld gaan hardloop nie. Ons gaan dit nou sien. 1 vers 7. Volgende stuk, 1 vers 13. En wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van die redding ontvang het. Vriende, daai vrede is nie hoe ek dit wil definieer nie. Dis alles gebou op die evangelie, die redding wat Christus vir ons bewerk het. Sy terme, op vrede op sy terme. En geen onderhandeling nie. Moenie dink jy kan onderhandel met God nie. 1 vers 13. Dan 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak, julle wat dood was deur julle misdade en julle sondes. Vriende, sien julle regdeur word die woord misdaad gebruik, nie? Dis 'n woord wat ons nie graag wil hoor nie. Ons sal sê ek het 'n sondietjie gedoen of so, of ek het nou 'n foutjie gemaak. Paulus gebruik die woord misdaad. En as jy die woord misdaad dink, waaraan dink jy? Hoor, jy dink aan die tronk. Vriende, ons is almal verdoem en veroordeel. As jy buite Christus se genade is. En dis hoe ons gewandel het. 2 vers 5. Ons was dood as gevolg weer die woord van ons misdade. En Christus kom en hy maak ons lewend. Ons staan op uit die geestelike dood en hy rig ons op en daar is vrede tussen my en God. Gister se konferensie oor Andrew Murray, 'n stukkie wat hy skryf oor die heiligheid van God. Hy gee dit by 'n konferensie 1912 in Stellenbosch met honderde predikante en studente en hy praat van die heiligheid van God en hy sê daar is 'n kloof tussen ons en God, omdat God heilig is, kan God nie sonde verdra nie, anders is hy nie God nie. God is heilig. En om dit te breek, moet ons Christus se volkome, voltooide werk in jou plek aanneem, en dan word daardie breuk word herstel, en dan is daar vrede. Slegs dan is daar vrede tussen my en God. Vriende, dit is tussen my en God, en dan lees saam met my die vrede wat kom tussen ons en ander. En in Suid-Afrika is dit so belangrik vir ons om dit te onthou. Dit het 'n implikasie vir hoe ek ook in die gemeenskap met ander mense omgaan. 2 vers 14. Want hy, die Here Jesus, is ons vrede. Hy wat albei, hierdie was nou die Jode en die Grieke.
En julle weet daar was bekleierye by tye. Ons dink in Rome, dink ons dat die Joodse Christene is uitgegooi en daar was faksies in die kerk. Onthou julle van die ander gemeentes ook, onthou julle in Korinte. Hierdie ou is ek van Apollos en ek is van Paulus en een groep het self gesê nee, ek is van die Jesus faksie. Hier kom Paulus en hy sê stop julle faksies. En kan ek byvoeg, wie is nou die beste YouTube pastoor uit Amerika? Vriende, al ons groepies, al ons faksies, is daai ons nou die beste? Nee, daai ou, kyk, het jy al daai boodskap van daai ou gesien? Jy moet daai boodskap sê. Dan jy, vriende, dis faksies. Paulus sê, breek af al daai goed. Ons almal gaan alleen voor die Here staan. Ons almal gaan gelyk voor hom staan. Daar's nou vrede. Al die mure is nou afgebreek, sê hy. Hy het albei hierdie groepe, hierdie faksies het hy een gemaak. Deur hierdie middelmuur wat skeiding gemaak het, weg te vee. Daai muur is weg. Julle onthou in die Ou Testament by die tempel, daar was mure waar as jy nie 'n Jood was nie, kon jy nie verby 'n sekere muur kom nie. Jy mag nie. Die reinheidswette, en hier kom Paulus en sê, daai muur is weg. Nie tydelik nie, hy's weg. Hy gaan nooit weer herbou word nie, daai muur is weg. Hoe het dit gebeur? Deurdat hy die Here Jesus in sy vlees, in sy liggaam, die vyandskap tot niet gemaak het. Naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak hierdie twee in homself tot een nuwe mensheid kom skep het. En albei is nou deel van een liggaam, saam, versoen, nie net individueel vir my nie, hier staan die versoening aan die kruis, wat ook versoening met my broers en susters, reg oor die wêreld, Chinees, Japanees, Russies, Eskimo, Xhosa, Zulu, Afrikaans, Engels, noem hulle. Daai muur is afgebreek, en kan ek vir my Afrikaanse vriende hier sê, as jy op grond van wat met jou die afgelope 30 jaar gebeur, en jy voel verontreg, en nou is dit omgekeerde goed wat met ons gebeur, as jy weer 'n skansmuur gaan opbou het, wil ek jou môre vermaan, op grond van die woord van God, gaan bekeer jou daarvan. Die skansmuur het die Here kom wegvat. Almal staan gelyk voor die Here. Die Here kyk nie na ons geleerdheid nie. Hy kyk nie hoeveel kwalifikasies jy het nie. Hy weet nie hoe dit gaan nie oor hoe in detail kan jy predestinasie alles verstaan, en as jy dit beter verstaan, as jy het nie 'n beter plek voor die Here nie. Nonsens. Wat sê die Here Jesus? As jy nie geloof het soos 'n kindjie nie. Vriende, al die skansmure wat ons opbou, die Here het hulle almal weggevat. Die evangelie verneder ons almal. Ons is almal een in Jesus Christus, as jy glo dat Jesus gesterf het aan die kruis vir jou sonde en opgestaan het uit die dood, sal jy gered word, wie jy ook al mag wees. Vrede tussen God en die wêreld in Jesus Christus. Onthou jy Johannes 14, waar die Here Jesus praat met sy disippels? Blaai saam met my gou daarheen. Johannes 14, vers 27. Die Here Jesus praat van vrede. Onthou julle, die Here Jesus sê die vrede wat hy vir sy kerk kom gee. Dis dieselfde vrede wat Paulus van praat. Maar hoor hoe sê die Here Jesus dit hierso? Hy sê vir die gemeente, vir die apostels hier, Johannes 14 vers 27. Vers 27. My vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. En nou is baie belangrik hier. Julle weet dat die ekumeniese beweging en die wêreldraad van kerke en die United Nations, hulle praat van vrede.
Daar's kerke wat intergodsdienstige byeenkomste doen in Suid-Afrika. Hulle praat van vrede, vrede. Vriende, wat sê die Here Jesus in Johannes 14 vers 27? Hy gee vir die kerk sy vrede en dan sê hy, dit is nie die vrede van die wêreld nie. Laat ek dit weer lees, vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie. Gee ek aan julle my vrede. En dan, blaai saam met my nog een stukkie oor vrede. Laaste stukkie oor vrede. Matteus 5. Nou sien miskien 'n oom wat sê maar die bergrede praat mos van geseënd is die vredemakers, nê. En daai versie word baie misbruik deur liberale kerkleiers wat sê nie, maar daar staan mos in die bergrede geseënd is die vredemakers. Die Here Jesus het gepraat van die vredemakers. Ons gaan nou sien wat bedoel die Here Jesus daarmee. Matteus 5. Kom ons lees eers daai stukkie. Matteus 5 vers 9. Ken julle dit? Ons ken dit so goed van kindsbeen af, nê? Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou hou hom net daar vas. Blaai na hoofstuk 10 vers 34. Hoofstuk 10. En hou die twee plekke oop. Hou jou vinger as jy kan. Hou jou vinger op daai een wat die Here Jesus nou net gepraat het van salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dan lees jy saam met my met jou vingers op al twee plekke. Nou die volgende een, Matteus 10 vers 34. Matteus 10 vers 34. Die Here Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring. En nou hoe werk dit? Kom ons lees verder. Lees verder saam met my. Dit is baie, baie belangrik. Die Here Jesus sê, hy het nie gekom om vrede op aarde te bring nie. Hy sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Nou, luister nou baie mooi wat die Here Jesus hier sê. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie werd nie. En wie seun en dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie opneem nie, en agter my volg nie, is nie waardig om my disipel te wees nie. En wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Vriende, hoeveel ouers het die evangelie gaan verraai ter wille van 'n rebelse kind, wat weier om tot bekering te kom, en pa en ma wil forceer om my te aanvaar, en uiteindelik het ek die evangelie in die asblik gaan gooi. My kind laat my kies tussen hom en Christus. Hoeveel kinders het ter wille van 'n pa wat 'n ongelowige is, sy siel gaan verkoop, want hy soek iets by sy pa en hy's bereid om die evangelie prys te gee. Hy sal ander vrede smee en Christus verraai. Here Jesus het gekom om nie aardse vrede te bring nie. Daar's nie vrede sonder die bloed van Christus en die duur prys wat hy betaal het vir elkeen, ja, elke een moordenaars wat na hom toe sal kom, sal gered word. Maar kom na die kruis. Dis die vrede.
Dis die ware vrede van God. Daai vrede wat Rosaria Butterfield gesien het in daai droom nie, wat sy nie het nie, daai vrede wat niemand van jou sal wegvat nie. Kom ons gaan na die tweede deel, ons gaan na Efesiërs hoofstuk 5, die tweede deel, oor lewenswandel, oor die wêreld. Hoofstuk 5, en nou praat Paulus oor, hy gee nou opdragte. Nou weet jy wie jy in Christus is, jy weet die skansmuur is weg, die Here het jou gered, kosbaar hoofstuk 1 voor die grondlegging van die aarde, dis 'n misterie, ons verstaan dit nie, maar die Here het ons in sy genade gered, ons het Jesus Christus aangeneem, en nou kom hy, nadat ons al hierdie dinge weet, van mekaar vashou in die vrede en in die liefde en die waarheid van die Here, en nou sê hy vir die gemeente, reg, hoe gaan ons nou 'n padkaart hê om nou te lewe? Hier's nou 'n padkaart van dag vir dag, reg, wat julle nou hier gaan sien in die lewe. Nou gaan julle uit, dis maandagoggend nou. Sit jy in die kar, nou gaan jy hier in die wêreld in, en nou gaan hy met jou praat oor wat in die wêreld aangaan. Dis die wêreld waar ons nou moet wees. En nou sê hy vir hulle 'n klomp belangrike dinge. Kom ons lees weer net 'n paar verse. Ek begin by vers 1, hoofstuk 5, en dan gaan ek 'n paar gedeeltes net bietjie vir ons dieper probeer oopmaak. Paulus sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. En dan praat hy nou van sondes, waarin, onthou julle, ons het nou gepraat van wandel, hoe mense wandel. Nou gaan hy praat oor hoe wandel mense wat Christus nie ken nie, in die wêreld. Hoe leef hulle? Wat is die daaglikse lewenstyl waarin hulle leef? Nou sê hy, vers 3, maar hoerery en allerhande onreinheid en hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Kan ek gou met die jong manne net gou hier praat? Wat beteken dit vir jou vir vandag? Kan ek 'n paar voorstelle gou vir jou maak? Dit beteken dat jy op Instagram nie enige gewaagde goeders gaan follow nie. Jy gaan dit nie doen nie. En as jy dit doen, my broer, en jy's 'n Christen, wil ek by jou vra dat jy na hierdie diens vanoggend dit gaan stop. Dat jy al die verleidings wat sosiale media vir jou kan gee, gaan uitblok. En miskien is hier manne, dat jou vrou was al bekommerd, wat doen hy op sy foon? Kan ek vir jou vra, broer? Hoor wat Paulus vanmôre vir jou en vir my sê. Waak. Dit betaam nie die gemeente nie. Dit betaam nie Antipas gemeente nie. Dit betaam nie Christen nie. Ons moenie met vuur speel nie. Gaan hy aan en hy praat van ander dinge, gemeenheid. En daai klips wat hulle die hele tyd vreeslike vloekwoorde en goeters, moenie daai goed aanstuur nie. Moet dit nie doen nie. Sê vir jou, ek het al in die verlede vir 'n vriend gesê, broer, ek moenie daai goedjies vir my aanstuur nie. En ek sê dit in liefde. Ek sê dit nie in 'n veroordelende gees nie. En jy delete hulle. Moenie daai goeters deel maak van jou lewe nie. Nou vers 5, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodsdienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Nou, ons het nou klaar oor seksualiteit en daai goed gepraat. Ons weet dit is verkeerd. Ons weet dit is sondig. Kan ek so 'n bietjie praat oor geldgierigheid? Paulus sê hier, dis afgodsdiens. Ek praat onlangs met 'n
sakeman. Praat met baie sakemanne die afgelope tyd. En ons praat en sê vir mekaar, geld is nie die probleem nie. Priscilla en Aquila, daar's 'n paar voorbeelde, mense wat goed geld gemaak het in die Centurion wat tot bekering gekom het. Daar's mense gehad wat geld gehad het en hulle het ruim gegee vir die werk van die Here. Geld was nie die probleem nie. Geld het hulle God geword. My vriend, kan ek jou op hierdie punt vra? Miskien is tik jy al die boksies op, ek's getrou met my vrou, ek gee tiendes vir die kerk, ek kyk nie slegte flieks nie, maar op geldgierigheid is daar vir jou 'n versoeking. Manne, spandeer jy genoeg tyd met jou vrou? Of het geld jou God geword? Dit is wat Paulus van praat. En as jy in daai gat geval het, klim uit. Maak regstellings. Nie 5 of 10 minuutjies gou, ek is moeg, ek wil gaan slaap, ek het hard gewerk nie. Spandeer jy kwaliteit tyd met jou vrou, of het jou werk? En jy hoef nie ryk te wees, en jy kan arm ook wees, jy kan min geld verdien, jy kan swaar kry, maar as jy nie in jou lewe, in jou wandel, demonstreer, ek is lief vir my vrou, en sy weet dit, want ek gee genoeg vir haar om. Soos Christus sy lewe vir die kerk gegee het. Manne, of gee ons lewe vir die werk? Want ek wil nog 'n strandhuis hê, en ek wil nog dit hê, en ek wil op daai ding gaan, en jou gedagtes is daar. Broer, wees versigtig. Of jy gee vir die werk van die Here met 'n swaar hart. Pas op. As dit vir jou 'n vreeslike groot moeite is om vir die werk van die Here te gee, pas op. Ons toer die wêreld rond, ons gaan na rugby wedstryde, hoeveel kos 'n rugbykaartjie? Maar jy wil klein geld vir die werk van die Here gee. Pas op. Wie laat jou hart klop? Wie gee vir jou suurstof om te werk? Dis nie jy wat so oulik is, wat so hard gewerk het en dink dis jy wat so goed is op universiteit en ek verdien dit, ek het hiervoor. Nee. As die Here sy genade van jou en my afval, val ons nou hier dood neer. Dis God se genade tyd. Daar's genade tyd vir ons. Manne, geldgierigheid. Kom ons buig voor die Here. Ons leef nie, ons wandel nie daarin nie. Ons behoort aan die Here Jesus. En dan vers 6, lees saam met my vers 6, 1 Korintiërs 5 vers 6. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie. Hier is die gevaar van mense wat mooi praat. TED Talks. Ek luister eerder wat TED Talks sê as wat die woord sê. Niemand ons mislei nie. Want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongeregtigheid. Maar joeg, ons het nou gepraat van vrede en eenheid en mekaar vashou. En hier sê die Here weer van toorn. Ja, my broer, die vrede van die Here Jesus is nie goedkoop nie. Die evangelie is nie goedkoop nie. Die toorn van God is in Suid-Afrika uitgegiet oor hulle wat volhard om te sê, ek soek nie vir Christus nie. Ek soek nie die kruis van Christus nie. Ek is nie so sleg nie. Die oordeel van God rus op jou. As jy nie onder die beskerming van die kruis van Christus is nie. Moenie mislei word deur ander nie. Kom ons maak klaar. Vers 13 en 14 wil ek met jou ook lees in hierdie gedeelte. Vers 13, ons gaan nog net vers 13 tot 17. Dis nou die laaste deel, dan is ons amper klaar. Lees saam met my vers 13 en vers 14. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word openbaar. 'n lig wat skyn in die donker,
'n flitslig skyn op iets en daar kom, dit word ontbloot, dit word bekend. Nou, gaan weer gou met die manne praat. 'n Tyd terug kom 'n jong student na my toe. Hy worstel met pornografie. Hy vra vir my raad. Dis sê ek vir hom. Kry een van jou beste pelle wat 'n Christen is. Delete jou Instagram. Sit 'n blok op dit en dat jou pel die paswoord het dat jy dit nie het nie, dat julle mekaar help. Jy kan dit doen. As jy jou sonde ontbloot, dan is daar vergifnis. Dan is daar vryheid in die Here. Dan genees die Here. Die Here vergewe. Het 'n vriend, klomp jare terug, wat vasgevang was in pornografie, en toe die Here hom red, het hy gebreek, en sy hande in die lug opgesteek, en die Here het hom bevry daarvan. Waarlik tot bekering gekom. Wanneer die lig daarop skyn, en vir die vrouens ook, as jy iets wegsteek vir die Here Jesus, die Here ontbloot dit, en as jy dit nie nou wil ontbloot nie, gaan dit uitkom. Dit gaan uitkom. Nou goed, moenie onverantwoordelik wees om 'n gedagte met jou man nou te deel, nou het jy 'n gedagte gehad wat verkeerd was, nou deel jy dit met hom, en jy moet met wysheid optree. As daar iets is wat jy gedoen het, en jy weet die Here sê vir jou, ek moet sê ek is jammer. Daar's bevryding daarin, om dit aan die oopte te bring. Die Here gee vrede, die Here gee bevryding. Volgende versie, vers 16. Dat ek net terug aan vers 13. Die lig wat daarop skyn, alles sal geopenbaar word. Vers 13, alles sal geopenbaar word, alles sal aan die lig kom. By die oordeelsdag, in elk geval, alles. Alles. Geen geheime nie. Alles sal daar openbaar word. So hanteer dit nou. En nou sê Paulus, daarom, nadat hy gesê het, laat dit aan die lig kom, nou sê hy, daarom sê hy, ontwaak, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en dis bekering, hy sê, kom tot bekering, dood in jou sonde, staan op, laat Christus jou red, staan op, en Christus sal jou uit die dood uit opwek, soos dood in ons sonde. Pragtig, Romeine 6, vers 3 tot 5. Dood in ons sonde, en ons staan op uit die dood. Deur Jesus Christus. Pragtig, en Christus sal oor jou skyn. Daai vrede wat jy het, wat net die Here Jesus vir jou kan gee. Kom ek deel hier net 'n storie, 'n laaste storie, dan sal ek afsluit met vers 15 en 17. Martin Holt, toe hy 'n jong dominee was, vertel hy die storie van hy's besig met huisbesoek om by sy lidmate in 'n week om te gaan. Tussen hakies, ons het boeke van Martin Holt. Hulle is nou uitverkoop, maar julle kan gerus aanlyn. Ons het 'n boek oor sy lewe geskrywe met 'n klomp hoofstukke wat ek dink vir julle iets sal bemoedig. En hierdie storie is in daai boek. Hy vertel, hy's besig met huisbesoek, en hy ry, en eendag kry hy net hierdie gedagte, en hy dink dis die Here wat vir hom sê, hoorie, jy moet nou hierdie kant toe draai, en dan moet jy daan toe draai, en hy ry toe, en toe hy stop, toe sien hy een van sy lidmate in 'n kar, en 'n kar langs hom geparkeer, en hy's saam met 'n ander vrou in 'n kar. En hy sien wat aangaan, en hy's ontsteld, en hy draai om, en hy gaan huis toe, en hy besluit om die aand terug te gaan na sy lidmaat. 'n Lidmaat in die gemeente. Hy kom die aand daar, die broeder maak die deur oop, vriendelik, dominee, wonderlik, kom in, en Martin staan stil en sê basies, die Here het jou uitgevang, wat jy mee besig is.
gaan maak nou en praat met jou vrou nou terwyl ek hier staan. Bekeer jou. En die gemeente plaas hom onder tug. Ek dink dit was 3 maande wat hy nie nagmaal mag gebruik by die gemeente nie. En daardie man het gaan versoen met sy vrou. Hy was onder die liefdevolle kerklike toesig van die ouderlinge van die gemeente. En jare later het Martin Holt hom weer gesien, waar hy die Here dien. Samevatting. Kom ons lees laaste paar versies. Efesiërs 5. Kom ons vat dit saam. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse mense nie, maar as wyses. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Amen.